Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Wat doen Johannes hier so aan die 6de seël? Hy verduidelik en hy sê dat die son is swart geword soos 'n harige sak. Die son het swart geword soos 'n harige sak. Kan u vir my verduidelik, hoekom het die son swart geword? Ja, daar's van u wat al lekker slim geraak het, wat bietjie na van die openbaringsreekse geluister het, waarvan ek gepreek het, dalk die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, of selfs the 2 keys to the book of Revelation het, en iets lekker slim geraak. Dis my fantasties. U met die kennis kan sit, en u kan my antwoord soos ek vra hierso, te sê dat julle is studente van die woord, julle is in die woord, julle lewe die woord, julle praat die woord. So wat gebeur? Wat met hierdie atoomvuurpyl ontploffings, hierdie atomiese rook, maak dat dit lyk soos 'n sak, 'n harige sak, wat oor die son getrek word. En hy verduidelik dat die maan het soos bloed geword. Die maan het sy kleur verander. Hoekom? Die atomiese rook. Dit gaan nie een atoomvuurpyltjie wees nie. As eerste ou sy vuurpyl skiet, sy atoom warhead missile skiet, dan skiet hulle retaliations. Al die lande sit met atoomvuurpyle. Suid-Afrika het dit selfs gehad, atoombomme. Hulle het dit gestop, daar was 5, daar was 4,5 gewees. Hulle het gedismantel en so aan. Maar ek weet nie of die ouens regtig so dom was nie, maar kom ons sê dit is so. Hy sê in vers 13, en die sterre het van die hemel op die aarde geval. Nou ons het geleer van, toe ons met Efrat rivier begin het, dat in Genesis 1, wanneer hy van die sterre praat, wat se ding is 'n ster? Kom sê u gou vir my, wanneer hy van die sterre praat, in Genesis 1 tot Genesis 3, Genesis, verskoon my, Openbaring 3 tot, Openbaring 1 vers 1 tot by Openbaring 3 vers 14, daar by die 7de gemeente. As hy van sterre praat, van wie praat hy? 'n Ster is 'n kandelaar. En 'n kandelaar is wie? Is 'n boodskapper. En hy is ook 'n engel. So al vier daai beeldspraak gedeeltes wat ek gebruik het, verwys maar na een ding, en dis 'n boodskapper. So die engele is boodskappers, maar hy verduidelik ook dat hulle is sterre. Nou praat hy, dis van hulle boodskappers. Nou in vers 13 hierso, verwys hy na die sterre uit die hemel. Dis nie die boodskappers nie, dis nie die mense wat die evangelie uitdra nie. Hierdie is fisiese sterre. Johannes kyk en hy sien, hier val die sterre uit die hemel uit. Ons kom van Natal af. En ek wil vir julle sê, wanneer Diwali is, dis nou die feesgety vir die Hindoes, dan skiet hulle hierdie crackers op, hierdie skyrockets. Dis van die mooiste goed wat jy kan doen, dit ontplof, en dit is liggies, en dit lyk so sterre wat uit die hemel uitval. Die artwork, ook Nuwejaarsdag in Natal, is by die see, is 'n groot ding. Veral met die Indiërs, hulle hou van vuurwerke, crackers en set hierdie vuurpyltjies wat hulle opskiet. Dit is mooi, maar het lyk so sterre wat val. So wat sien Johannes? Hy sien hierdie atoomvuurpyle slaan mekaar, en dit lyk so sterre wat uit die hemel uitval. En die sterre van die hemel het op die aarde geval. Daar gaan nie een ster op die aarde val. Daar is van daai sterre liggame, as daar een van daai sterre val, maak hy die hele aarde toe. Een ster, nie sterre nie. Julle ouens wat sterkundig is, sal weet waarvan ek praat. En die sterre van die hemel op die aarde geval, die atoomvuurpyle. Johannes verduidelik dat dit wat hy sien, lyk vir hom so sterre wat uit die hemel uitval. Wat sien hy? Hy sien die atoomvuurpyle slaan mekaar, dit ontplof, dit lyk so sterre wat uit die hemel uitval. Hy verduidelik dat dit wat hy sien, lyk vir hom soos 'n groot wind. Nou wat is 'n atoombom? Wat doen hy? Hy maak 'n wind. Nou daar in Esegiel praat hy van die wind wat waai in die woestyn.
En wanneer die wind waai, val die vlees van die mens van sy gebeendere af. Wat gebeur wanneer 'n atoombom ontplof? Hy veroorsaak 'n elektroniese wind. En daai elektroniese wind is dit wat die vleis van die bene laat afval. En mense verbrand. Vandag in Hiroshima en Nagasaki word nog steeds gebreklike kinders gebore. Daar's van die ou mense wat nog lewe vandag, wat nog steeds vol brandwonde is, wat hulle lewe lank brandwonde gehad het. En niks maak dit gesond nie. Want dit is 'n atomiese wind. Nou praat hy hiervan, vir hom lyk dit soos 'n groot wind. Ja, dis die atoomwind. Kyk hoe verduidelik die Bybel vir ons alles. Is dit nie wonderlik nie? Wat sy navye skud, totdat sy navye afval op die aarde. Dis beeldspraak. Hierdie is beeldspraak van die atoomvuurpyle wat ontplof en wat die mensdom uitwis. En die geboue. Dis die ander ding. Kom verby, daai wind, die atomiese wind, die acid breath, dis wat hulle dit noem. Hy kom en hy vat alles weg. Hierdie Amerika met hulle, kyk, hulle het glo ons in die storie van die 3 varkies. Ja, hulle die strooihuisie en die houthuisie en die steenhuisie. Nou, dis daai strooihuisies en hulle is nou al verby strooi, hulle is dan nou al by hout. Ek dink ons het meer steenhuise in Suid-Afrika as wat in Amerika is. Want alles is hout, hulle het verskriklik hout daarso. Nou, dis hierdie atoomwind wat daai huisie sommer net wegvat, soos veeltjies. Soos yskremstokkies, hy sal vat hulle net weg. As 'n stene en goed is daar nog in konkreetstene en konkreetgeboue, is daar nog bietjie resistance, maar nie daai plankies dorpe wat hulle in bly nie.